Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om hier saam met u te kan wees in hierdie oggend, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, net voordat ons begin, 'n paar praktiese reëlings rondom die nagmaal. Ons het 'n besluit in die AP Kerk dat ons 'n geslote tafel het, en daarom kan enigiemand met 'n gereformeerde belydenis aansit by ons tafel, maar ek sien nie enige besoekers vanoggend hier by ons nie. So ons as gemeente, as jy nie onder tug en sensuur is nie, is u genooi ook om vanoggend met die grootste liefde saam met ons by die nagmaalstafel aan te sit. 'n Paar praktiese reëlings. As u die beker wil gebruik, gee asseblief vir ons net 'n duidelike aanduiding, dan bedien ons aan u die beker, en die kelkies, die middelste sirkel naaste aan die handvatsel is druiwesap, as u nie wyn wil gebruik nie. Geliefdes, as voorsang, kom ons sit net so, dan sing ons saam Gesang 137. Gesang 137, want so lief het God die wêreld gehad, en ons gaan hom 2 keer deursing, terwyl ons net so sit. Af. Geliefdes, ekskuus, ek wil net vra, is daai luidspreek nou reg? Dankie. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here in stil gebed, waarin ons gaan saam sing Gesang 95, die Onse Vader. Ons gaan dit staande saam sing, om ook hierdie oggend voor die Here bidend te kom staan voor die erediens. Daarna gaan ons staande bly vir die foto met die seëngroet, en ons gaan as lofsang saam sing Gesang 43. Gesang 43, daarvan vers 1, 4 en 5 as loflied. Gesang 43 vers 1, 4 en 5 as loflied na die seëngroet. Liefdes, maar kom ons staan en sing ons saam. Kom ons word stil voor die Here. Daarna sing ons saam die Onse Vader. Amen.
Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die samevatting van die wet, soos wat ons dit vind in Matteus 22. En nadat ons na die samevatting van die wet geluister het, gaan ons saam sing Psalm 130. Psalm 130 daarvan vers 1 en vers 2 as skuldbelydenis in hierdie oggend. En dan kan u ook die Psalm en Gesangeboeke oopmaak by Gesang 87. Gesang 87, daarvan gaan ons sing vers 1 en 2 na die belydenis van ons geloof. Gesang 87, al twee die verse na die belydenis van ons geloof, en Psalm 130 vers 1 en 2 na die samevatting van die wet. En toe die Fariseërs hoor
dat die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, ons lees van die genade van God in Johannes 3 vers 16 tot 18. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons as nuwe mense wat nuut gemaak is deur die genade van ons Here Jesus Christus, daarom ook vanoggend staan en voor die wêreld ook ons geloof bely en ons van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam Gesang 87 daarvan vers 1 en 2.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend vanuit sy woord uit Lukas 23. Lukas 23, dis die bekende gedeelte van die kruisiging van Jesus, maar vanoggend gaan ons in besonder stil staan by vers 40 tot 43. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in hierdie selfde oordeel is, en ons tog regverdiglik, want ons ontvang nie verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees saam Lukas 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang nie verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, in hierdie oggend word ons stil voor U. Here, as ons die reën daar buite hoor, en ons sien die genade uit U hand, dan word ons klein voor U grootheid. U is in beheer van alle dinge. Ja, U het 'n woord gespreek en alles het bestaan, en daai selfde woord gebruik U nog om alles te onderhou. U is die skepper van hemel en aarde. En U het U seun gestuur om vir ons as losprys te kom sterf, vir ons as 'n offer te dien, sodat ons die versoening van die sonde kan kry. Here, sodat ons gevoed kan word deur die brood van die lewe en skoon gewas kan word deur sy bloed. Here, en U het die Gees gestuur om in ons harte te werk, ons harte nuut te maak en ons nuwe mense te maak, sodat ons kan leef soos wat U van ons vra. En hoe heerlik is dit dat ons in hierdie oggend dit kan bely. Ek glo. Here, maar gee dat ons daardie belydenis nooit sal dooddruk nie, maar dat ons dit sal uitleef oral waar ons gaan. Here, daarom vra ons, spreek U nou met ons elkeen.
Verwyder dit wat skeiding maak tussen ons en U. Verwyder die wêreldse dinge en laat ons gefokus wees op U, dat ons ook hoor wat U vir ons wil sê. Werk met die Gees in ons harte, dat die woord ook op ons hart gegraveer sal word, dat ons soos nuwe mense sal gaan leef. Hierdie dinge bid ons nie in onsself nie, ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanoggend kom ons by 'n punt waar ons vereers die tema van die nuwe mens bietjie langs ons gaan plaas. En ons gaan in die volgende paar weke stil staan by een aspek van hierdie nuwe mens. Vandag se preek dien dus as 'n afsluiting van een reeks preke en 'n inleiding tot 'n nuwe reeks. En hierdie aspek van die nuwe mens wat so belangrik is dat ons vir 'n geruime tyd daarby gaan stil staan, is geloof. Die nuwe mens word opgeroep om te glo. En as ons terugskouend kyk na die reeks preke waaruit ons kom van die nuwe mens, dan besef ons hoe 'n belangrike rol die geloof speel. Ons het begin met Efesiërs 4. Die oproep van ons om die ou mens af te sterf en die nuwe mens op te neem. Ons het gesien hoe die Heilige Gees daardie ou dooie hart uitgeneem het, weggevat het, om verwyder het en ons 'n nuwe hart gegee het wat ons in staat stel om nou te kan leef soos 'n nuwe mens. In Efesiërs 4 vers 20 tot 21 het ons gelees: maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus. En net daarna, dan kry ons die opdrag. Lê die ou mens af, neem die nuwe mens op, begin nuut te leef. Geliefdes, as ons 'n ware geloof definieer, is dit twee dinge. 'n Vaste vertroue wat die Heilige Gees in ons harte kom werk en 'n gewisse kennis. Dis juis nadat daar oor die kennis van Christus gepraat word, wat ons aangemaan word, nou kan jy soos 'n nuwe mens gaan leef. Die Heilige Gees werk in ons harte en hierdie kennis wat ons van Christus ontvang het, word dit geloof en daarom is ek in staat om nie meer in die ou lewenswandel te staan nie. Nou kan ek lewe soos wat hy van my vra. Daarna het ons gaan kyk na Openbaring 1. En ons het gesien hoe die liefdadigheid van Christus aan ons bewys word deur ons skoon te was met sy bloed. Ons het vir mekaar gesê, die heilige doop is die teken wat ons herinner aan daardie skoonwassing. Hoe Christus se bloed my skoon gewas het van al my sonde en daarom my rein gestel het voor God, dat ek ook met vrymoedigheid in die oordeelsdag voor hom kan gaan staan. En omdat ek skoon gewas is, 'n nuwe mens gemaak is, word ek nou tot diens van God geroep. Ek word gestuur om ook die evangelie die wêreld in te dra. So het ons na die opdrag van Matteus en Handelinge gaan kyk en dieselfde opdrag kry ons in Markus 16 en vers 15 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So sien ons hoe geloof juis ons onder die liefde van Christus bring. Omdat ons glo, het ons deel aan die groot genade en daarom het ons ook in 1 Johannes 4 gesien hoe Christus die vervolmaking van die liefde is. Vers 16 het ons gelees en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en glo. Omdat hy ons lief gehad het, kan ek in die liefde glo en daarom kan ek die roeping van die liefde gaan uitleef teenoor God en my medemens. Sien jy hoe 'n belangrike plek die geloof van die nuwe mens inneem? Vanoggend het ons die voorreg, ons gaan kom aansit by die nagmaalstafel.
As ons nie na die nagmaaltafel toe kom nie, dan is hierdie tekens van die brood en die wyn maar net 'n leë dop, dan het dit nie vir ons betekenis nie. Dan is dit soos wat ons in Johannes 6 gelees het, wat Jesus vir die mense daar rondom hom gesê het, julle hou vas aan die verganklike brood. Maar die oomblik wat ons in die geloof na die nagmaaltafel toe kom en ons glo werklik dat Christus vir ons gesterf het, dan kom daar betekenis by die nagmaal. Dan word die brood nie net 'n teken wat wys na Christus nie, dan word dit 'n waarborg dat ons gevoed word deur die brood van die lewe. Dan kry die wyn die waarborg dat ek skoon gewas is deur Christus se bloed, dat ek gereinig is deur hom. En dan word Jesus se woorde van Johannes 6 vers 35 ook vir my waar. As hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Geliefdes, daarom kan ons vanoggend sonder twyfel dit sê, geloof is een van die belangrikste aspekte van 'n nuwe mens. Dit is so belangrik dat die reformatie gebou het op geloof alleen. Dit is een van die 5 pilare, want die reformatie het gesê, ek is gered deur die geloof alleen, in Christus Jesus alleen, deur die genade. Soos wat dit aan my geopenbaar word in die woord van God, en daarom kry hy al die eer. Daarom is dit belangrik dat ek moet glo. En is belangrik dat ek my geloof moet bely. Ek moet nie skaam wees om te sê ek glo nie. Want as ek glo, dan het ek deel aan die wonder van Christus wat sy lewe vir my gegee het. Daarom is dit belangrik dat ons kinders, voordat hulle by die nagmaaltafel kom aansit, openbare belydenis van geloof moet aflê, om te sê, maar ek glo, daar's iets meer as net die brood, daar's iets meer as net die wyn. Ek glo werklik dat Christus vir my gesterf het. Dis nie 'n leedop nie, dit kry betekenis. Geliefdes, die belydenis van ons geloof is so belangrik, want dit wys dat ons staan onder die genade en die liefde van God, en dat ons sê dit is waar. So het ons vanoggend van 2 kwaaddoeners gelees. Aan weerskante van Jesus word hulle gekruisig. Die een spot hom. Hy beledig hom. Hy laster. Hy sê vir hom, as u die Christus is, verlos u self en ons. By die ander kwaaddoener vind ons iets heel anders. Hy spot nie. Hy beledig nie. As hy sy mond oopmaak, vind ons 'n belydenis. Eerstens bely hy sy sonde voor Christus. Tweedens bely hy wie Christus is. Hy sê, ons ontvang die verdiende loon. Ons word gestraf vir ons dade. Hy hang hier sonder enige skuld. Hy erken sy eie skuld. Hy erken Christus as die vlekkelose lam. En uiteindelik erken hy hom as die koning van die koninkryk. Hoor net weer sy woorde. Vrees jy ook God nie? Terwyl jy in dieselfde oordeel is, ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hoor u die belydenis van 'n kwaaddoener aan 'n kruis? U is die koning van die koninkryk. En onmiddellik herinner dit my aan die woorde van Jesus aan sy disippels in Matteus 16 vers 15 wat vra, wie sê julle is ek? Daarom die baie konfronterende vraag vanoggend vir elkeen van ons. Wie glo jy in jou hart?
en bely jy met jou mond, is Jesus Christus. Watter een van die kwaaddoeners is u? Is u die kwaaddoener wat tot die dood toe vir Christus spot? Wat tot die dood toe volhard in die sonde, wat tot die dood toe vir God en die medemens haat? Of is u werklik die kwaaddoener wat in erkentenis staan van die sonde in die lewe? Bely u dat u moes die kruis verduur het, u moes gesterf het, hy het u plek geneem. Bely u dat hy die vlekkelose lam is wat as losprys vir u betaal is. Bely u dat hy die koning van die koninkryk is. Want geliefdes, aan hierdie kwaaddoener is daar 'n besonderse belofte gegee. Aan hom word die ewige lewe beloof. Ons lees in vers 43 wat Jesus vir hom sê: "Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." 'n belofte van die verlossing van sonde, 'n belofte van die ewige lewe. Hoor u die genadeverkondiging van vanoggend? Aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Dis die man aan die kruis. Hy het sy sonde bely, hy het Christus erken as sy verlosser, hy het die belofte ontvang van die ewige lewe, hy is saam met Christus in die paradys. Maar aan die ander kant is die kwaaddoener se weg reguit na die ewige verderf. Hy is op pad na die hel toe. Geliefdes, sien nie hoe belangrik die geloof is. En hoe belangrik die belydenis van die geloof is. Daarom die konfronterende vraag: wat glo u met u hart? Wat bely u met u mond? Glo ons nog in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde? Glo ons in Jesus Christus, sy eniggebore seun, wat aan die kruis gesterf het vir ons sonde, wie se liggaam gebreek is om ons te voed tot die ewige lewe, wie se bloed gevloei het om ons skoon te was en rein voor God te staan? Glo ons nog in die Heilige Gees wat die geloof in ons werk en ons daartoe in staat stel om ook as 'n nuwe mens te leef? Want geliefdes, as ons dit glo, dan ontvang ons vanoggend die uitnodiging. Kom sit aan by my tafel. Neem die brood. Eet dit. Dink daaraan. Glo dat sy liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkome versoening van ons sonde. Neem die beker, drink die wyn, dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons vergiet is tot 'n volkome versoening van die sonde. Kom sit aan by die nagmaaltafel en laat jy gevoed word vir die ewige lewe. Ja, laat jou geloof versterk word om te gaan leef soos 'n nuwe mens. Mag die Heilige Gees ons geloof ook vanoggend by die nagmaal versterk. En mag ons daardeur gaan leef, soos wat hy van ons vra. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U U seun gestuur het, wat met sy bloed ons vrygekoop het van die sonde. Dat U die Gees gestuur het wat die geloof in ons werk en dat ons deur die genade alleen daarin kan deel. Here, dankie dat U ons vandag ook geroep het om sit aan by die nagmaaltafel. Laat jou geloof versterk word en laat ons gevoed word tot die ewige lewe. Here, gee dat ons ook, as ons vandag hier wegstap, die geloof sal gaan uitleef as nuwe mense.
Die dinge bid ons nie in onsself nie, ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan dan nou oor na die lees van die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal. Geliefdes in die Here, die Heilige Nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26, want ek van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in wese 'n verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. En as verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Ten eerstens is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente om die hele lydensweg van Christus voor die Gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Ten tweedens is die nagmaal 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en sy opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sondes gedra het, self daarvoor gesterf het en opgestaan het en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Christus sê immers, dit is my liggaam en dit is my bloed. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee is nie gegrond op ons eie gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Ten derdens is die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Die Heilige Gees gee in Christus in die nagmaal die Heilige Gees is in Christus. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van die liggaam in broederlike liefde verbind. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Die nagmaal is ten vierdens 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. In die nagmaal verlang die gemeente as bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Ten vyftens is die nagmaal 'n vreugdesfees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyde en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalviering nie in die tekens van rou en droefheid nie. Dit is 'n vreugdefees. Want die Heiland bevestig hier op 'n besonderse wyse die vrugte van sy lyde, sterwe en opstanding aan sy gemeente. Ten slotte is die nagmaal ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dis ook ons ernstige voorneme om met dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. En ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons alles self gelei het en die skuld voor God ten volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Aangesien ons begeer het om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself sal eet en drink nie.
Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook die sondes van versuim waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin en ons oorgebly het, met sy lyde en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof in hierdie nagmaal sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees ons daartoe help. Amen. Geliefdes, terwyl die diakens vir ons die tafel gereed maak, kan ons net so sit, dan sing ons saam Psalm 23. Psalm 23, ons gaan die 3de vers saam sing. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoof druip olie, my beker vloei van wyn. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam Psalm 23 vers 3. Geliefdes, om die maaltydskarakter van die nagmaal te behou, kom ons sit net so, dan doen ons saam 'n tafelgebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons geroep het om aan te kom sit by die tafel. Here, dat U vir ons ook vanoggend gesê het, as ons deur geloof ook na die tafel kom, dan ontvang ons die waarborg dat U Seun se liggaam vir ons gebreek is, sy bloed vir ons gevloei het. Gee dat ons daarom nie sal vashou aan die tekens van die brood en wyn nie, maar dat ons die ware betekenis ook van die nagmaal sal beleef. Voed ons siele nou ook vir die ewige lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging waarvoor ons die Here dank, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daaruit. Dink daaraan en glo dat sy bloed vir ons vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Dus is daar dalk iemand wat oorgeslaan is met die teken van die brood, teken van die wyn in die vorm van die kelkies, iemand wat die beker wou gebruik? Diakens, u kan die plekke neem, dankie. Geliefdes, nou dat die Here ons gevoed het met die tekens van die brood en wyn, kan ons ook sy lof verhef. En ons doen dit met die woorde van Openbaring 1 vers 5 en 6. En jy kan staan saam met my om dit te doen, waarna ons ook gebed gaan doen. Aan hom wat ons liefgehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons nou gevoed het met die tekens van die brood en die wyn. Dat ons kan vashou aan die betekenis daarachter, dat ons weet dat U het vir ons U seun gestuur om te sterf aan die kruis.
en dat ons deur hom as nuwe mense kan gaan leef. Here, gee dat as ons hier wegstap, ons waarlik met die geloof sal gaan leef en die liefde tot U en ons naaste sal nastreef. Here, ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. U kan die plekke inneem. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 84. Gesang 84, daarvan vers 1, 2 en 6. Ons sing saam Gesang 84, vers 1, 2 en 6 staande, waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.
Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbereiding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate. In besonder dink ons nog aan Tannie Mariana van Sail wat aansterf na 'n knievervanging en ons dink aan Tannie Elise Roux wat in die ouete huis is en dit gaan maar nie goed met haar nie. Geliefdes, dan het ons ook vanoggend so 'n bietjie gepraat. Baie van ons het familie en vriende wat op een of ander manier geraak word deur kanker. En dis 'n baie hartseer proses en 'n baie traumatiese proses waardeur 'n mens gaan. En ons dink daarom aan almal van ons mense wat ook deur dit geraak word. Geliefdes, dan dink ons aan ons boeregemeenskap met die hantering van die back and claw seer. Dis nie net iets wat fisies is nie, maar dis 'n baie emosionele en 'n geestelike mergelende ding. So dink ook aan ons boere asseblief in dit. Maar die groot genade vanoggend het ons weer gesien dat die Here die reën gestuur het. Terwyl dit so droog is dat die reën geval het en ons is dankbaar daarvoor, maar ons bid ook nog dat die Here sal stuur daar waar dit nog baie nodig is. Geliefdes, dan kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoeke buite die normaal. Ons sê vir Tannie Ronel baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Volgende week, geliefdes, is ons weer 8 uur, ons erediens. Ek gaan nou so 'n bietjie skinder oor Tannie, maar gisteraand vra Tannie Ronel my, gaan ons betyds klaar wees, dat sy kan ry. Toe sê ek, nee, maar ons begin 15:15 vanoggend vir die nagmaal. Maar volgende week is dit weer gewone tyd, 8 uur vir ons erediens. Geliefdes, dan net so 'n bietjie terugvoer, ons gaan nie te veel uitbrei nie, maar ons is dankbaar vir 'n baie positiewe en goeie ringsitting gister, en baie dankie vir al die gebede en die voorbidding ook daar. Geliefdes, dan vra ons dat u so lank asseblief die kerkskiet sal adverteer. Die 23ste Mei klink verskriklik ver weg, maar ons is al aan die einde van Februarie, die tyd vlieg baie vinnig, so asseblief adverteer dit. Ons het al die advertensie op die groep gestuur, ons kan dit dalk weer doen. Die volle advertensie, daar was nou so, ekskuus vir die Engelse, save the date, spaar die datum advertensie gewees. Môre sal die volledige advertensie beskikbaar wees. Dan kan ons dit ook aan almal uitstuur, op al die groepe sit. Kom ons adverteer, en dan die groot ding is maar begin so lank vir ons pryse te kry en borge te soek. Daar waar u met iemand besigheid doen, waar iemand met u werk en wat ook al wat 'n maatskappy het, vra vir hulle om ons asseblief te ondersteun in dit. Dis gewoonlik 'n baie groot werk, maar die mense kom omdat daar pryse is. En hulle wil kom skiet want hulle wil 'n prys wen. So asseblief help ons in daardie verband. Dan het ons jeugaksie die 27ste Februarie. Dit is nou komende Vrydag, dis vir die werkende jeug. Ons het op die jeug se groep al so 'n bietjie gepraat. Dis 'n lekker informele bring en braai om net weer mekaar so 'n bietjie te ontmoet en te leer ken. So asseblief kom kuier lekker saam met ons. Dan het ons die 8ste Maart 'n spesiale kerkraadsvergadering waartoe die gemeente opgeroep word met die doel om kerkraadslede te verkies. Die verkiesing is vir 'n ouderling in wijk 2 en 'n diaken in wijk 1. Ons vra dat enige nominasies wat u wil indien asseblief voor die 6de Maart by my of een van die kerkraadslede ingedien sal word. Ons het reeds die volgende nominasies ontvang. As ouderling broer Bennett Snyman, en as diakens het ons vir broer Stefan de Vos en broer Jaco Kaamfer as nominasies gekry. Liefdes, dan die Susters aksie, blom en teebeurt vir die maand Februarie is wijk 3. Ons nooi almal uit om asseblief saam met ons 'n koppie koffie of tee te kom drink en lekker saam te kuier. En dan het ons môre die 23ste Februarie 11:30 Susters vergadering in die saal. As u kan kom asseblief, ons gaan die kerk skiet en 'n klomp goed van die jaar ook daar bespreek. En daar so iets spesiaals om net vir die susters dankie te sê vir al hulle harde werk deur die jaar. Dan blomme, die VBO is geen vanoggend. Boodskappers vir Februarie is in die saal beskikbaar. Dit gaan oor kinderopvoeding. Baie interessant, as u nog nie 'n eksemplaar geneem het nie, neem asseblief een. Verjaarsdag die week, die 22ste Februarie. Helena is nou daar agter in die moederskamer, my Helena Kotse. Die 25ste is dan die Dina Stols en die 27ste Februarie is Sharnay van Sail. Ons sê vir hulle baie geluk met hulle verjaarsdag. Mag dit 'n baie mooi dag en jaar wees. Ons sal nou daar vir Helena agter uitkry dat ons vir haar geluk kan sê. Dit is mos vandag. Ek gaan nou vir hulle vra waar is die koek. Dan huweliksherdenkings hierdie week. Vandag is Jewe en Jelisma. Dis 'n jaar wat hulle al getroud is.
Sê vir hulle baie geluk, mag die Here ook vir hulle nog baie jare spaar en seën. Geliefdes, dis die afkondigings. Kom kuier lekker saam met ons. Kom drink saam met 'n koppie koffie en dan hoop ek jy het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week wat voorlê.